Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Kom ek praat net gou oor beginpunt as 'n reeks. Okay, so laas jaar het ons ook afgeskop met soos 'n reeks beginpunt. En die hart agter hierdie jaar en laas jaar is om die jaar reg te begin, maar eintlik meer om onsself te check soos wat ons die jaar begin. Desember word ons binnegeval met soos 1000 gedagtes. En dan begin ons Januarie met soos nog 1000 gedagtes. Daar's vrese, daar's angs, daar's plannetjies, dalk 'n bietjie skuldgevoelens oor alles wat jy wil verander in jouself. Daar's uitdagings, daar's klomp goeters. En dan begin ons die jaar en in al hierdie, wat gaan in ons harte aan? In al hierdie, wat wil die Here hê ons moet onthou? En so dis die hart agter die reeks. Hoe begin ons die jaar met die woord van God wat ons net wil herinner aan een of twee goed, soos wat ons die jaar binne gaan? Hoe help die evangelie ons, God se woord, die boodskap van Jesus om ons regtig voor te berei vir die beste moontlike jaar in 2023? Dis die hart agter die reeks. Om die vraag te beantwoord, wil ek hierdie jaar fokus op twee goeters. Ek wil fokus op alles wat ons wil verander in ons lewe. So veranderinge wat ons maak, ek wil nie meer hierdie persoon wees nie, ek wil hierdie ding ophou, daai. Ek wil fokus op dit en dan volgende week, hierdie week wil ek praat oor genade en dan volgende week wil ek so 'n bietjie praat oor hoe lyk dit, hoe speel dit homself uit. So dit gaan nie nou sin maak nie, maar soos ek preek, gaan dit sin maak. Dan gaan dit net daar los. So kom ons praat oor vanaand. Alles wat jy wil verander in jou lewe, ek wil daarop fokus. Dit is 'n gedagte wat ons almal gehad het. Elke liewe een van ons begin elke jaar, wel nie elke liewe een van ons nie. Ek dink mense het begin opgee op hierdie, maar baie van ons New Year's resolutions. Ek dink nie ons noem dit meer New Year's resolutions nie, want ons kry skaam vir al die jare wat ons dit nie kon doen nie. So agter ons kop het ons 'n plannetjie. Agter ons kop het ons 'n New Year's resolution, maar ons gaan dit nie deel met iemand nie. Ons gaan kyk hoe gaan dit in Februarie. As dit goed gaan in Februarie, dan gaan ek vir my vrou sê, hey, ek het gesê ek gaan 'n bietjie meer Bybel lees hierdie jaar. Check. Okay? Maak nie saak nie. Ons almal wil hierdie jaar beter doen as wat ons laas jaar gedoen het. Almal is soos nuwe jaar, nuwe ek. Almal van ons. En oor die algemeen, as ons eerlik is, daai skeptics wat sê jy kan nie, hulle is redelik reg. Ek dink ons sukkel met hierdie. Ons sukkel om aan die begin van die jaar die veranderinge wat ons wil maak, deur te sien. En dan eindig ons die jaar met nog spyt, nog burden, nog kyk, ek is 'n slegte mens, kyk. En dan probeer ons maar weer. Gegeewe hierdie, wil ek julle hierdie vraag vra, vir die woord vanaand spesifiek. Hoe moet ons dink oor ons nuwejaarsvoorneme? Wat wil die Here spesifiek vir jou sê, vanuit sy woord? Soos wat jy dink aan alles wat jy wil verander, soos wat ek dink aan alles wat ek wil verander hierdie jaar, sodat ek hierdie jaar beter kan wees as laas jaar. Wat is daai ding wat die Here wil hê jy moet hoor? Dis waar vanaand se preek gaan. So ek wil hê, voor ons nou weer verder inspring, dink net gou vir my aan al jou tekortkominge. Ja, so lank, né? Dink aan hoe jy mense hanteer het die jaar wat verby is. Hierdie is 'n grootte. Dink aan jou gebeds en Bybel lees lewe. Almal is so. Nee, okay, hou dit in gedagte. Dink aan sonde wat jy mee beklei, dalk is dit privaat, sonde wat jy aan beklei en jy voel diep in jou jy het nog nie daai sonde gebied nie. Dink aan slegte gewoontes. Swipe up, hou net aan. YouTube shorts, TikTok, gaan dit aan. As jy weer kyk, is 5 ure verby en jy sê hierdie jaar wil ek nie meer dit doen. Okay? Slegte gewoontes, dink aan slegte keuses wat jy gemaak het laas jaar. Ons almal worstel met onsself. En ek dink in die vakansie rus ons maar ons worstel met onsself. Wat wil die Here hê ons moet hoor? Vanuit sy woord soos wat ons worstel met onsself. Hier is waar ek wil begin. Die eerste ding wat ek vanaand wil praat is waarvandaan kom ons begeerte om te wil beter wees. Waarvandaan kom ons begeerte om te wil beter wees? Die Bybel praat van 'n wet wat God in ons almal se harte geskryf het.
Dis 'n tipe van 'n fundamentele verstaan, diep in almal se harte, wat vir ons sê wat reg en verkeerd is oor die algemeen. Okay? C.S. Lewis het dit so verduidelik. C.S. Lewis sê, hy sê, vergelyk alle mense oor alle tye, die Egiptenare, die Babyloniërs, die Romeine, die moderne Amerikaners met Chinese, hulle verskil verskriklik. Okay, hulle verskil verskriklik. Maar as jy hulle vergelyk, al gaan jy vreeslike verskille sien, jy gaan 'n ooreenstemmende fundamentele wet sien wat hulle almal volg. Okay? Almal het hierdie spesifieke diep wet wat God op hulle hart sê. Al verskil hulle soos Chinese en Amerikaners. Hulle het hierdie wet. Byvoorbeeld, vir alle mense oor alle tye, al was daar kulture wat dit beter of slegter gedoen het, vir alle mense oor alle tye was wrede moord nog nooit reg nie. Dit was 'n moeilike ding. Die mensdom het nie daarvan gehou nie. Het voel verkeerd, moord voel verkeerd nog altyd. Lewis gaan aan, hy gee nog voorbeelde. Hy sê, think of a country where people were admired for running away in battle, or where men felt proud about double-crossing all the people that were kindest to him. You might as well imagine a country where 2 + 2 = 5. Sien jy die punt wat hy probeer maak? Maak nie saak wie jy is in die wêreld nie, daar's 'n wet, 'n fundamentele wet van wat reg en verkeerd is, en God het dit in ons harte ingeweef. Nou, dis nie te sê, ons breek nie daai wet nie. Dis juis te sê, ons breek daai wet. Ons breek hom, en ons voel aan, soos wat ons daai wet breek in ons lewens, ons voel dit aan. Ons noem dit skuld. Maak nie saak wat jou oortuiging of geloof is nie, daar is nie 'n mens op hierdie aarde wat nie met skuld worstel nie. Skuld is nie iets wat jy 'n kind hoef te leer nie. Hy gaan self met skuld sukkel. So hierdie is hoe Paulus dit verduidelik. Okay, Paulus in Romeine 2 praat van die wet wat God in ons harte geskryf het. Hoor hoe sê hy dit? Hy sê, for when Gentiles who do not have the law, die formele Ou Testament wet, by nature do what the law requires. Hulle wil nie jok nie, hulle wil nie moord pleeg nie. Al doen hulle dit sleg, hulle wil dit nie doen nie. They are a law unto themselves, even though they do not have a Old Testament wet, law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. Wat sê Paulus? Nogal 'n interessante dingetjie wat hy daar doen. Wat Paulus basies sê is, in ons almal se harte, soos wat daar hierdie beginsels is van wat reg is verkeerd is, in ons almal, elke dag is daar in ons 'n innerlike stryd, soos wat ons hierdie goeders probeer doen en nie reg kry nie. Dink aan soos 'n hofsaak in jou kop. In jou kop is daar 'n hofsaak, jy sit in die soos hot zone, okay? Jy's in die moeilikheid, jy sit in die hofsaak, en jou self jy het 'n verdedigende regter, en jy het soos 'n prosecutor, 'n ou wat jou wil accuse. Dink so daaraan. Wat Paulus hierso sê is, dis morsig in jou kop. Daai stemme, dis chaos. Want wat gebeur is, aan die een kant, partykeer verdedig jy jouself. Nee, maar ek's okay. Aan die ander kant sê jy heeltyd vir jouself, kyk hoe sleg is ek. Want ons heeltyd hierdie hofsaak in ons harte. Ons is op die hot seat. En partykeer verdedig ons onsself, partykeer val ons onsself aan. Partykeer sê ons onsself sleg, accusing. Van oud tyds af het mense die beginsel gebruik van soos 'n engel op die skouer en 'n duiwel op die ander skouer. Dis dieselfde root ding, daar's hierdie worsteling in ons. Heeltyd is daar, Paulus gebruik hierdie conflicting thoughts, accusing, excusing. Heeltyd is ons besig, nee, ek is sleg, en ek het weer gejok en geskinder, en ek het weer nie my Bybel gelees nie, kyk wat fout in my lewe, kyk al. En dan partykeer as jy vir nee, maar jy's okay, almal jok. Jy's okay, jy verdedig jouself, excuse, jy's okay, almal jok, man, onthou jy daai tannie gaan oplaai het, vrek jy daai tannie gaan oplaai, jy was op pad Menlyn toe, en toe vat jy ons ook Menlyn toe. Wow, jy's amazing. En so gaan die hofsaak in jou kop aan. Partykeer wen jy, partykeer verloor jy. Partykeer voel jy goed oor jouself,
Partykeer voel jy soos 'n straathond. En wat hierdie hele dinamika in ons koppe nog moeiliker maak, is die tyd waarin ons lewe. Omdat almal vandag lewe in 'n verskriklike social media heavy kultuur, wat dit moeiliker maak is, die beweging op Insta en op YouTube is almal begin vir jou hulle reels deel. Hulle sê, maar hierdie is, ek het gewig so verloor en kyk hoe suksesvol is ek en ek het hierdie 5 stappe gevolg en 5 AM club, kom ons almal staan voorop en dan is ons cool en ons doen meer in ons lewe, meer produktiwiteit. Daar's 1000 ekstra stemme wat in jou hofsaak, in jou kop inkom en wat jou ook accuse. Wat ook vir jou sê, wees meer, wees beter, wees suksesvol. En dan vat ons al hierdie stemme van die kultuur en ons sit dit in en dan sit soos nog 'n koor by in ons koppe wat dit net nog meer die mekaar maak. Dan sit nog jou werk sê jy moet hierdie wees, dan sit jou ouers wat sê jy moet iets wees. Dan sit ons al hierdie goeders by. En dan word jou nuwe wet in jou kop. Jy het nou is jy's cool en jy's suksesvol en jy's goed as jy slim is, as jy maar is, as jy ryk is. As jy in 'n verhouding is, as jy 'n meisie het of 'n ou het, as jy 'n goeie werk het, as jy 'n graad het, al hierdie goeders is goeders wat die kultuur in jou kop ingedruk het en gesê, dan is jy goed, dan is jy sleg. Ons druk die wêrelde in hierdie standaarde in. So as jy weer dink aan daai hofsaak, dis 'n konstante stryd. Innerlik is ons almal besig om onsself te meet. Waartoe meet jy jouself? Wat is jou standaard? Ons almal is besig met ons eie hofsaak. In elke mens is daar 'n diep begeerte om hierdie skuld af te gooi soos wat ons verloor. Ons is almal besig om redelik hierdie stryd te verloor in ons koppe. En dus wil ons die skuld afgooi. Ons wil bevry word van, ons wil rebelleer. Of ons wil regtig hard werk. Ons wil rebelleer of ons wil regtig hard werk. En dit bring my terug na die vraag wat ek gevra het. Waarvandaan kom ons begeerte om beter te wil wees? Dit kom van hierdie innerlike stryd af. Dis waarvan af dit kom. Ons nuwejaarsvoorneme en ons begeerte om hierdie jaar beter te kom van hierdie innerlike stryd af. Ons wil vir onsself 'n nuwe wet opstel hierdie jaar. Ons wil onsself meet teen hierdie goeders, ons 'n bietjie beheer daaroor, en as ek hierdie goeders kan doen, dan is ek amazing. Dan is ek goed, dan is ek oulik. Voel ek beter oor myself. Maar as ek dit nie kan doen nie, dis hoekom van ons nie eens probeer nie. Ons wil die wet afgooi. Van ons wil nie eens probeer nie, want ek weet hoe dit gaan, Johan. Ek probeer en dan faal ek en dan sê ek myself sleg hierdie jaar, ek gaan nie hierdie jaar eers probeer om beter te wees. Dis een van die twee goed. Of jy gaan harder werk om beter te wees, of jy gaan nie eens probeer nie. Of jy gaan vir jouself sê jy's amazing, of jy gaan vir jouself sê jy's 'n straathond. Maar ek wil amper sê die diep skuld gaan nie weg nie. Die worsteling met skuld, die innerlike stryd, is altyd 'n beklare. Al werk jy hard en jy kry dit reg, dis nooit goed genoeg nie. Dis altyd nog 'n ding om aan te werk. Dis altyd nog 'n ding wat jy laat voel, jy moet nou meer gee om beter mens te wil wees. Hierdie is waarvandaan ons begeerte kom om te wil beter wees. So, wat doen ons met hierdie? Ek wil ons nou vat na die teks toe. So, ek wil net 'n bietjie tyd spandeer by Jesus se woorde in Matteus 5. Hierdie innerlike stryd maak Jesus se bergprediking ontsettend belangrik. So, dis waarvan ons gelees het in Matteus 5, Jesus se bergprediking, the Sermon on the Mount. Dit is 'n ontsettende ryk preek wat Jesus preek, eindeloos ryk. Ek gaan weer vir ons daai verse lees sodat dit vars is in ons koppe. Okay, so hierdie is wat ons gelees het. Matteus 5:17. Do not think I have come to abolish or destroy the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments, and teaches others to do the same will be called the least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.
For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Wat doen Jesus hier? So wat my tref is daai laaste deel. Unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. In vers 20 en reg deur die bergprediking wat Jesus doen is, hy elevate die wet. Daar was 'n wet, 'n Ou Testament wet. Jesus sê, julle weet wat daai wet is, ek gaan hom elevate. Ek gaan daai standaard wat julle probeer meet, daai paal waar julle probeer spring, ek gaan vir julle wys wat dit regtig is. Ek gaan vir julle wys wat dit regtig is. En so reg deur die bergprediking volg Jesus hierdie patroon. Hy sê, julle verstaan wat die Ou Testament wet sê, maar hier's wat die Ou Testament regtig sê. This is what you said this, but I say this. Oor en oor. En so hier's 'n voorbeeld. Hy stel heeltyd die standaard hoër. Matteus 5:21 en 22. You have heard it was said of old. Sê, ja. You shall not murder. And whoever murders will be liable unto judgment. Dis wat julle gehoor het, maar kyk, ek gaan vir julle wys wat die regte wet sê. Hierdie is die hart van heiligheid wat God eintlik verwag, sê Jesus. But I say to you, Jesus said, that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to counsel. And whoever says, you fool, will be liable to the fires of hell. Hectic, okay? Matteus 5:27 en 28. Hierdie is verse wat kom net na die stukkie wat ons vanaand op gaan fokus. So hier sê Jesus, you have heard it was said, you shall not commit adultery. Baie bekende een hierdie. But I say to you, everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Net deur te kyk. En so gaan dit aan. Van julle sal van die goedes herken. If anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other cheek also. Love your enemies. Dan sê Jesus later, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Jesus vat die wet wat ons ken, hy vat die paal waar almal gespring het en hy sê hierdie is wat dit regtig is. Onthou die scribes and Pharisees wat Jesus ons hiermee vergelyk, you must be more than the scribes, exceeding the scribes. Hierdie ouens was voltydse wetsonderhouders. Dit was hulle werk. Dit was hulle 8 tot 8. Okay? Jy moes hierdie ouens se nuwejaarsvoorneme gecheck het. Okay? Ons staan nie 'n kans nie. Okay? Hierdie ouens was next level. Hulle was experts in hoe om oor hierdie paal te spring, die Ou Testament wetpaal. Experts. Die normale visvanger van die dag in Israel het nie 'n kans gestaan nie. Toe Jesus hierdie woorde lees, sou die hele skare voor hom in sak en as neergeval het. Want ons kom nie eers nou naby daai ouens nie, Jesus. Nou sê jy ek moet beter wees as hulle. Dis die effek wat Jesus se woorde sou gehad het. You will never enter the kingdom of heaven. Wat Jesus deur die bergprediking ons probeer leer, wat hy ons probeer wys deur die wet so te verhef, is, hy probeer ons verneder. Hy probeer jou afbreek. Dis hard. Jesus probeer jou afbreek. Hy probeer jou verneder. So hard soos wat dit klink, wat hy probeer doen is, hy probeer so bietjie jou trotse, daar's 'n blinddoek van trots oor jou. En hy probeer dit afhaal. Jesus probeer jou nugter maak oor wie jy regtig is. Hy probeer daai hofsaak. Jy weet daar's 'n stemmetjie wat jou altyd wil verdedig. Jy's okay, moenie eens probeer nie. Dis sleg, jy's beter as dit. Kyk wat het jy gedoen, jy het tannie lief gegee. Daai stem wat jou heeltyd probeer oortuig dat jy okay is. Jesus probeer daai stemmetjie vernietig. Jesus wil hê ons moet sonder twyfel sê ek is skuldig. Ek is skuldig. Want daar's 'n deel van ons diep binne ons elkeen wat nie regtig glo ons is skuldig nie. En omdat ons nie regtig glo ons is skuldig nie, daarom probeer ons vir almal wys ons is nie skuldig nie. Ons probeer onsself bewys. Ons probeer die hele tyd goeders doen
om te wys ek is nie so bad nie. Jesus sê, jy mag nie eens kwaad word nie. Hoeveel van ons raak nie kwaad op die pad nie? Hoeveel moorde het jy in jou kwaad nie al gepleeg volgens Jesus se standaard nie? Hoeveel moorde het jy nie al gepleeg volgens Jesus se standaard van die wet nie, omdat jy jou hier meer verloor het op die pad en baie erger woorde gebruik het as you fool. Sien jy wat doen Jesus? Jy kan nie meer teen daai verdedig nie. Daar's niks wat jy kan sê om jouself te verdedig teen daai standaard van die wet nie, niks nie. En soos wat ek daai woorde sê, wil jou hart en my hart wil sê, dit kan nie wees nie. Nee, ek stem nie saam met wat Jesus sê nie, dis wat ons harte wil sê. Hoekom? Hoekom wil ons harte nie saamstem met Jesus se standaard van die wet nie? Want, al weet ons is nie perfek nie, ons dink ons is okay. Al weet ons is nie perfek nie, wil ons nie Jesus glo nie, maar al wat dit ons wys is dat ons die wet, God se heiligheid wat hy regtig van ons verwag, ons het dit al so afgewater dat dit ons skok wanneer Jesus ons regtig kom sê wie ons moet wees. Dit skok ons want ons is nie so bad nie. Wanneer ons regtig hoor wat God van ons verwag hier, dan begin ons besef ek is in die moeilikheid en dit is wat Jesus wil doen. Ek weet dit klink hard wanneer ek sê Jesus wil ons afvat, maar daar's baie dinge in die lewe wat eers sleg is voor dit beter gaan. Ek bedoel, ons almal kom nou terug van vakansie af. As jy wil fiks raak, gaan jy eers 'n paar onfikse drafsessies moet deurgaan voor dit gaan beter gaan. As jou ek weet nie of dit Afrikaans is nie, appendix. As jou appendix bars, dis pyn. Dan jy's klaar half dood in pyn, dan sê die dokter vir jou, ek kan jou beter maak, maar ek moet eers oopsny. En dit gaan eers slegter gaan voor dit beter gaan. Ons sal sê, ja, asseblief, sny my oop, vat die pyn weg. Maar ek moet jou oopsny. Ja, jy kan maar. Dis iets van dit wat hier aangaan. Die Here wil iets uit ons uitsny, 'n tipe van 'n trots wat ons self oor en oor wil verdedig. Hy wil eers iets uitsny en dis 'n afvattende proses. Dis 'n moeilike proses. Iets van dit vind hier plaas. Wat ons nodig het vir 2023 is nie 'n trots wat dink ons kan en gaan beter wees in onsself en in ons eie krag nie. Ons kort nie dit nie. Ons kort nie 'n tipe van 'n trots met al ons plannetjies wat sê kyk hoe amazing is ek nie. Dit voel dalk goed. Maar dit is nie goed vir ons nie. Want eers gaan jy weer val. Eers gaan jy weer die mens wees wie jy regtig is, die wetbreker wie jy regtig is. Wat ons nodig het om te hoor in die begin van hierdie jaar is die nugter realiteit van Jesus se woorde, die nugter realiteit van wie jy regtig is. En dis hard. Te veel dink ek van ons verstaan nie die evangelie op hierdie punt reg nie. Te veel van ons dink dat wat ons na die tafel toe bring maak saak. As ek oulik is en as ek al die goeders na die tafel toe bring, dan aanvaar God my. Dan is ek oulik, dan. Maar wat Jesus hier probeer doen is, hy probeer daai doodmaak. Kom ek vertel julle die storie van John Wesley. So John Wesley is die stigter van die Methodiste kerk. Hy was gekies, daai tyd was dit nogal 'n verskriklike ding, om gekies te word om by Oxford te gaan swat. Hy het gesê, ek wil nie by Oxford gaan swat nie, ek wil vir die kerk gaan werk, en ek wil spesifiek in die tronke gaan werk, en mense vertel van die Here. Ons weet daai tyd, hy het soos 6 keer 'n dag gebid, John Wesley. Soos dink aan 'n hedendaagse fariseer, hierdie ou gee alles, en hy werk homself tot op die been, om hierdie Jesus ding te doen, hierdie Christendom ding te doen. En hy het self gesê, in sy storie, as jy het gelees, het hy self erken, iets was nie reg nie. Hy het self begin sê, maak nie saak hoe hard ek gedruk het en gewerk het, en hoeveel nuwejaars voorneme ek gehad het, en hoeveel ure ek gebid het nie, hy het nie vrede gehad nie.
Hy het geweet, daar's nog steeds 'n skeiding tussen hom en God, al het hy alles gegee. En elke jaar, hoe verder hy voel van God, hoe harder het hy gewerk, hoe meer het hy gebid. En hy het dit aanhou doen, want hy het nie besef hoe ver hy eintlik is nie. Solank soos wat hy gedink het, daar's iets wat hy kan bring, het hy alles probeer bring. Hy was nooit afgebreek nie. En toe, as jy verder sy storie lees, gaan hy op 'n skip. Hy reis van Engeland na Amerika toe. Of van Amerika na Engeland toe. Hy het ver gery op 'n skip, okay? Ver gery op 'n skip. En op daai spesifieke aand kom daar 'n storm oor hulle. 'n Storm so erg dat almal op die boot gedink het, ons gaan doodgaan vanaand. Hierdie is die einde van ons lewens. En soos wat almal daar dood in die gesig staar, sien John Wesley ander Christene. En hy kyk na die Christene en hy sien in hierdie Christene 'n vrede wat hy nog nooit in sy lewe gesien het nie. 'n Rus, 'n volheid, 'n vrede. En daai aand toe red die Here hom regtig uit die storm uit en hy sê na daai aand, wie ook al die God is wat ek aanbid, dit is nie die God van daai Christene nie. Dis nie die God van daai gesien. Daai aand het hom gebreek. Daai aand het hom afgevat. Daai aand het hy begin besef wat Jesus vir ons almal probeer sê deur die bergprediking. As daai aand het hy besef, ek kan niks bring nie. Ek kan niks bring nie. Jesus se bergprediking is so ontwerp dat dit jou en my wil kry om regtig te erken uit die diepte van ons harte, ek is skuldig. Ek kan nie myself meer verdedig nie. Ek is verlore. Ek kan nie. Ek kort 'n redder. Dis wat Jesus se bergprediking probeer doen. Jesus se bergprediking probeer jou oortuig dat jy geen bydrae kan lewer tot jou redding nie, niks nie. Jesus wys jou standaarde wat jou wil afvat. Hierdie jaar aandiens moet ons versigtig wees om te dink dat die Here wil hê jy moet jouself op een of ander manier bewys omdat jy laas jaar 'n slegte jaar gehad het. Jy moet versigtig wees vir dit. Ons moet versigtig wees dat ons hierdie jaar soveel wette en burdens op onsself plaas dat ons een of ander manier dink as ons net ons sokkies bietjie optrek hierdie jaar, dan gaan my koue seisoen met die Here verbygaan. Want dis nie die evangelie nie. Dis nie wat Jesus oor en oor ons probeer leer nie. Die Here wil inteendeel, hy wil 'n sielsafhanklikheid van jou af hê. Hy wil hê dat jy die Here moet smag met jou hele hart, siel en verstand, met 'n wete van hoekom jy hom so moet smag. Jesus beskryf in die begin van die bergprediking die tipe mense wat hy wil hê moet kom na hom toe. So Matteus 5, hy sê, blessed are the rich, the perfect, the wonderful, the holy. Yeah. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the happy, the perfect, the wonderful, the successful. Nee. Blessed are those who mourn. Want hulle weet wie hulle is en hulle is hartseer oor wie hulle is. Blessed are the meek, die nederig. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Nie omdat hulle dink hulle is klaar righteous nie, maar omdat hulle weet hulle is nie. Ons kan net hierdie goed wees as ons sien wat Jesus ons probeer leer. En dan, soos wat ek vroeër genoem het, wil ek vir julle sê, Jesus wil jou afvat, maar hy wil jou ook weer opvat. So Jesus sê hierdie, do not think that I've come to abolish the law and the prophets, vers 17. I've not come to abolish them, I've come to fulfill them. Jesus kon hier gesê het, I've come to teach the law. Jesus kon nie gesê het, I've come to enforce the law. Want dis baie keer hoe ons dink oor God. Ons dink God is 'n polisieman en Jesus is sy beste polisie-vriend, seun wat gekom het om die law op ons om af te dwing. Dis hoe ons dink oor God. Hy's 'n polisieman, hy het kom die law enforce. Soos wat hy perfek is, probeer hy dit in ons gesig vryf dat ons nie so is nie. Dis hoe ons dink. Maar dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê nie enforce of teach. Hy sê, I've come to fulfill the law. Jesus sê hierso,
Ek is gestuur vanuit die liefde van die Vader, om die wet wat oor jou hang, die innerlike stryd waarmee jy elke dag worstel, die paal wat jy elke dag probeer oorspring, ek het daai wet probeer wegneem, en volmaak in myself. Die hele wet, ek het die hele wet kom weer vervul, sodat daar geen wet nou oor jou hoef te hang nie. Ek het alles nagekom, perfek sê Jesus. Alles wat God verwag, het ek perfek nagekom. Al die pad tot by die punt waar ek my lewe neergelê het vir mense wat nie lief is vir my nie. Vir mense wat my nie soek nie. Vir disippels wat weghardloop. Ek het my lewe vir hulle neergelê. Alles perfek. Die volheid van die wet is in Jesus nagekom. Sodat die leemte in ons volgemaak kan word deur die perfekte geregtigheid van Jesus Christus. Dis wat hy sê. Dink weer aan daai hofsaak in jou kop, né? Jy sit op die hotseat, almal stry oor jou, een probeer verdedig, een sê vir jou jy's sleg. Ja, Jesus se wet sê vir jou jy's vrekkend sleg. Dit doen, hy breek jou heeltemal af. Hy gee vir jou nie eens 'n kans om jouself te verdedig nie, maar dan bou hy jou ook op 'n manier wat jy nooit sal verwag nie. Dan sê hy, elke keer wat jy ge-accused word, na jy jou vertroue in Jesus het, as jy na Jesus kyk vir jou geregtigheid, as jy in hom glo, elke keer wat jy val in sonde, elke keer wat daar weer 'n stem in jou kop kom en vir jou sê jy's nie goed genoeg nie, dan staan Jesus daar en hy herinner jou. Nee, jy's nou perfek. Jy's nou perfek. Hy herinner jou, dis okay. Jy is perfek soos ek perfek is. Ek kleed jou met my geregtigheid. Wanneer God na jou kyk, nou sien hy jou as iemand wat nog nooit in jou lewe kwaad geword het nie. Dink daaraan. Jy het nog nooit in jou lewe woede gehad teen 'n ander persoon nie. Nog nooit nie. Want Jesus kleed jou met die perfekte lewe. Jesus sê vir jou, my lewe is jou lewe. Jou sonde en jou verlede is voorbetaal, dis gekruisig en dis weg. Ek het dit gedra. Dis wat ons moet onthou vir 2023. Ek wil julle vra, is jy 'n John Wesley? Daar's baie John Wesleys in die kerk. Daar's baie John Wesleys wat nie Jesus se bergprediking verstaan en dink hierdie storie is 'n storie van God gee bietjie en ek gee bietjie. Is ons John Wesleys wat nog nie verstaan wat Jesus van ons verwag nie? Dink ons kan iets aan die tafel toe bring? Het julle al ooit julleself gevra, hoekom is dit dat sondaars, die slegste van die slegste, die prostituie van die dag, hoekom het hulle so aan Jesus se lippe gehang? En die geregtige, mooi, oulik fariseërs het hom doodgemaak, het Jesus doodgemaak. Hoekom was dit so? Want die een het vasgehou aan sy eie geregtigheid en gesê, ek is goed genoeg God, jy moet my aanvaar. En die ander groep, wat so lief was vir Jesus, wat hulle harte was verander, hulle was nuwe mense, hulle het geweet, hulle kan niks na die tafel toe bring nie. Want hulle het hulle eie sonde so duidelik gesien, en dis wat Jesus probeer doen. Kan ons nie 'n kerk wees in 2023, nee, wat so mooi lyk aan die buitekant nie. Alles is oulik, alles is fake, alles is 'n masker. Kyk hoe sexy is ek, kyk hoe oulik is ek, kyk, ek is so mooi. Kan ons nie daai mense wees nie? Kan ons 'n kerk wees wat regtig weet wie ons is en harder vertrou? As ons in iets moet werk hierdie jaar, kan ons werk om dieper te glo in dit wat reeds vir ons gedoen is in Jesus. As ons wil beklei vir iets hierdie jaar, kom ons beklei vir 'n dieper geloof in die belofte van Jesus wat sê, jy is van alles vergewe. Rus in my. Ek wil afsluit met 'n redelike lang quote, maar dit herhaal eintlik maar net wat ek klaar gesê het, maar ek dink is okay. So ek gaan afsluit met hierdie lesing en dan gaan ons 'n liedjie speel. Okay? En die liedjie gaan net 'n geleentheid wees vir jou om te reflekteer waar jy is. Of jy 'n Christen is of nie 'n Christen is nie. Wat Keller jou na toe uitnooi en wat daai liedjie jou na toe gaan uitnooi. Ons almal moet dit doen. Elke liewe een van ons moet daai wet wat ons dink ons moet vervul, daai paal wat ons moet oorspring, elke liewe een van ons
moet vanaand opnuut daai neerlê en wegsit. En sê, Jesus, wat jy gedoen het is goed genoeg. Jou lewe vir my lewe is meer as goed genoeg. Ek kort nie meer as dit nie. Ek rus daarin en ek dank U en ons moet daai bevryding beleef. En so ek weet nie waar jy is nie, ek weet nie wat jy moet doen nie, ek weet nie wat jy moet bid nie, maar daar gaan 'n geleentheid vir jou wees om net die liedjie se woorde te hoor en te bid wat jy moet bid. So kom ek lees vir ons hierdie en dan luister ons daai liedjie saam. Hulle sê, the moment you receive Jesus by faith, which means the moment you stop trusting in your own works and say, oh Lord, Jesus Christ, it's your work, not mine, that is my only hope. Oh Father, accept me for Jesus' sake. The minute that happens, you have received the righteousness of Christ into your own life instead of working at your own righteousness. And you can begin to feel rest and peace, and you can begin to truly live. I say, don't you see now that the real thing that keeps you from rest and peace is not your sin, but your best deeds that you are so proud of? The thing that keeps you from the real gospel rest, is not what you've done wrong. It's your trust in what you're doing right and what you still think you need to do. You hope, if I can just do more of it, surely God will accept me then. But Jesus says, I am the Sermon on the Mount. I came to fulfill. I came to be the person you should be so you can receive this perfect righteousness as a gift. That's rest. Rest from criticism, rest from having to prove yourself, and rest from having to defend yourself. That's rest. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.